Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Les 3, 10 tot 16 Januarie. Lewe en dood. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons sê vir u vreeslik baie dankie vir die voorreg wat u ons gee om hierdie studie te kan bestudeer. Liewe Heer, laat u lig hierdeur skyn en laat u wil geskied. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Sabbatmiddag. Skrifverwysings vir hierdie week se studie. Filippense 1 vers 19 tot 30. 1 Korintiërs 4 vers 14 tot 16, 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6, Johannes 17 vers 17 tot 19, Micha 6 vers 8, Handelinge 14 vers 22. Geheeteks, Filippense 1 vers 21. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Filippense 1 vers 21. Daar word dikwels aan ons gesê dat die dood maar net deel van die lewe is. Dit is 'n leuen. Die dood is die teenoorgestelde van lewe, die vyand van lewe. Die dood was net so min deel van die lewe as wat 'n motor bedoel was om 'n wrak te word. Paulus sê nadruklik dat Christus gesterf het sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het. Dit is die duiwel. En almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Ons lees dit in Hebreërs 2 vers 14 en 15. Alhoewel hy gereed was om vir Christus te sterf, het Paulus positief oor sy langtermyn lot gevoel. Die belangrikste vir hom was om intussen deur sy lewe of sy dood Christus te verheerlik en die evangelie aan soveel mense as moontlik te bring. Dalk is dit een rede vir die baie sendbriewe wat deur hom geskrywe was. Deur sy geskrifte kon hy baie mense en plekke bereik het, wat ook daardie plekke ingesluit het wat hy nooit kon besoek het nie. Die lewe is kort en dit is van allerhoogste belang om die grootste impak moontlik vir God se koninkryk te maak gedurende die jare wat God aan ons toestaan. Om eensgesind te wees en eensgesindheid aan te moedig, speel 'n belangrike rol. Soos ons aan die begin van hierdie week sal sien, was hierdie vir Paulus 'n belangrike rede om aan die Filippense te skryf. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 17 Januarie.